Wat 'n voorreg vanmôre so saam te kan wees en vanmôre ook net vir 'n paar oomblikke in sy teenwoordigheid te vertoef. Om sy woord te kan sit en vanmôre ook aan sy tafel. Hy het ons uitgenooi om dit te doen tot sy gedagtenis. Het jy eers vanoggend gekom? Is dit hoekom julle laat is? So bly jy is vanoggend hier so hoor, vir elkeen van julle. So geliefdes, dis goeie Vrydag. En die dae is so vinnig dat dit voel of ons so pas deur die opgewondenheid van Palmsondag is. Vanmôre toe ek my lêertjie oopmaak om my nuwe blaadjie in te sit, toe is my blaadjie nog vol palmblaartjies en kaartjies en al die goed. Palmsondag is nog so vars in ons geheue. Dis nog so asof ons die hosannas in ons ore kan hoor weer galm. En is Lukas wat skryf in Lukas hoofstuk 19. Hy sê in vers 37 en 38 daar in die Afrikaanse nuwe vertaling dat die skare het God uit volle bors begin prys oor al die wonderwerke wat hulle gesien het en hulle het gesing. Loof die koning, hy wat in die naam van die Here kom, vrede in die hemel en eer aan God in die hoogste hemele. Dis asof hierdie hosannas, hierdie loflied nog in ons ore weer galm. Palmsondag was 'n dag vol groot vreugde. Daar was 'n loflied in die lug. Die spreekwoordelike musiek was vrolik en die mense was opgewonde. Maar net so, in 'n oomblik het die musiek verander. Want daar was 'n paar fariseërs, sê Lukas 19 vers 38, vers 39 verder, wat vir Jesus gesê het, meneer, maak stil u volgelinge. Maar Jesus antwoord, ek sê vir julle, as hulle stil bly, sal die klippe uitroep. Toe hy nog nader aan die stad kom, dit voor hom sien, het hy daaroor gehuil en gesê, as jy vandag tog sou insien wat vir jou vrede nodig is, maar nou is jy blind daarvoor. Van vreugde tot trane. En as jy net 'n paar daggies vorentoe fast forward, dan lees ons daar in Lukas 23, en terwyl hulle hom weglei vir Jesus, gryp hulle sekere Simon van Sirene, en ons is nou al bekend met hom, deur ons journey, wat toe net buite van die stad afgekom het, en hulle sit die kruis op hom, om dit agter Jesus aan te dra. 'n groot menigte van die volk het agter Jesus aangeloop, onder wie ook vroue, wat oor hom getreur en gehuil het. Maar Jesus het na hulle toe omgedraai en gesê, vroue van Jerusalem, moenie oor my huil nie, huil oor julle self en oor julle kinders. En geliefdes, dis waar ons vandag onsself bevind, 2000 jaar later. Dink vir 'n oomblik weer terug aan die opgewondenheid van die musiek en die lofliedere op Palmsondag. En dan hoe die musiek verander van 'n skare wat jubelend juig tot Jesus se treurlied oor Jerusalem. En Jesus self verander die musiek. En weer verander die musiek van 'n klaaglied tot eintlik die dreunsang van 'n skare wat uitroep, kruisig hom, kruisig hom. En dis nie lank daarna nie, dat Jesus uit die stad uitgelei word met 'n kruis op sy skouer, 'n groot skare wat hom volg, vroue wat oor Jesus huil en treur, want hulle het geweet,
wat die kruis beteken. Die kruis van God het beteken oordeel, dood. Hulle het die plek Golgotha geken. Golgotha was 'n plek van oordeel. En weer verander die musiek. En nou in 'n dodemars. Palmsondag was daar gejuig, maar nou is daar rou beklaag. Geliefdes, dikwels verander die musiek van ons lewens ook net so vinnig. Dink vir 'n oomblik daaroor. En ek praat nou nie van letterlike musiek nie, ek praat van spreekwoordelike musiek, van oomblik tot oomblik, van een gebeurtenis na 'n ander. En in hierdie week het ons dit persoonlik beleef. Sondagmiddag na wonderlike Palmsondag ry ek huis toe in die laaste lied, en ek weet nie of jy nog kan onthou wat die laaste lied was wat ons gesing het. Sing uit dat Jesus lewe. En ek was nie lank by die huis nie, toe kry ek 'n oproep wat sê, die dokter sê, as die status quo gehandhaaf word met my pa, is daar 24 uur oor. En die musiek in my binneste verander. Van 'n lofsang tot 'n treurlied. Net so. En Sondag aand, terwyl ons daar langs sy bed sit, en hulle sê vir ons, dit lyk nie goed nie, speel Breggie vir ons ou Jimmy Swaggart liedjies. Some Golden Daybreak. Daardie nag wag ek vir die oproep. Ek droom 2 keer. Die monitor, flatline. Want as jy by iemand in die hospitaal sit, dan kyk jy na, hou jy heeltyd daai grafieke dop. 2 keer daai nag droom ek. 2 keer daai nag wag ek. Daai maandagoggend kon ek nie gou genoeg opstaan, hospitaal toe ry, en toe ek daar kom, kyk daar 'n paar groot oë my aan. Ek skud my kop, die dokter kom en hy sê, selfs ek verstaan dit nie, want Sondag aand het hy gesê, dit lyk nie goed nie. Geliefdes, die musiek in ons lewens verander. Dit verander dikwels van oomblik tot oomblik, van een gebeurtenis na 'n ander gebeurtenis. En my pa vra daai maandagoggend, hy soek koffie. Op 'n dag soos vandag, op Goeie Vrydag, lê ons gewoonlik klem op dit wat daar by die kruis en om die kruis plaasgevind het. Maar hierdie week het my uitgenooi om so bietjie by 'n ander paar plekke en gebeure stil te staan, wat eintlik die kruis en Golgotha vooraf gegaan het. So sal jy my 'n paar oomblikke toelaat om net by 'n paar van hierdie plekke en hierdie gebeurtenisse saam met jou stil te staan. Ek wens ek kon vanmôre by almal stil staan. Ons het reeds melding gemaak van Palmsondag en die hosannas van die skare. Die loflied in die lig. Maar die maandag na Palmsondag lees ons daar in Matteus dat Jesus homself in die tempel bevind. Matteus 21 sê, en Jesus het in die tempel van God ingegaan en almal wat in die tempel verkoop en koop uitgejaag en die tafels van die geldwisselaars en die stoele van die duiweverkopers omgegooi. En hy sê vir hulle, daar is geskrywe, my huis moet 'n huis van gebed genoem word, maar julle het dit in 'n rowerspelonk gemaak. Hoe verander alles nie van Sondag na Maandag toe nie?
Matteus sê Jesus het in die tempel ingegaan. Die tempel was die plek wat uitgesit was vir God. Die volk het geglo dat God daar woon in hulle midde. Sal jy dit vir 'n oomblik in jou gedagtes vashou? Die tempel is uitgesit vir God. Maar nou is daar 'n geblær van skape. Die roepstem van handelaars wat mense probeer lok om te kom koop. Daar word oor pryse gekibbel, daar's die geklingel van muntstukke. Dis nou 'n geskarrel van mense wat handel dryf om die beste prys te kry en geld wissel hande. Sien vir 'n oomblik Jesus by die tempel instap. Ervaar vir 'n oomblik dit wat in sy gemoed is. In enkele dae sal hy aan die kruis sterf. En hy stap in die plek waar God moet wees. En wat sien hy? Wat kry hy? Wat aanskou hy? Kan jy vir 'n oomblik dink wat in sy gemoed is? Sy gemoed verander. En hy gooi die tafels om. Sien vir 'n oomblik hoe hout teen klip tref, muntstukke op die grond val en van die trappe van die tempel afrol. Sien vir 'n oomblik die skok en die verbasing by die wat daar staan. En dink vir 'n oomblik, hoe anders voel dit? Hoe anders is dit en hoe vreemd as die Jesus waaraan ons gewoond geraak het. As jy hieroor dink, wat kom in jou binneste op? Hoor weer Jesus se woorde. My huis moet 'n huis van gebed genoem word. Maar julle het dit 'n rowerspelonk gemaak. 'n Huis van gebed. Wil jy dit nie vir 'n oomblik in jou gedagtes vashou nie? 'n Huis van gebed. En dan sê Matteus vir ons, wat gebeur het nadat Jesus die tafels omgegooi het en hulle wat handel gedryf het, uitgejaag. Matteus 21 vers 14 sê, en die krepeles en die blindes het na Jesus in die tempel gekom en hy het hulle gesond gemaak. In vers 15 en 16 lees ons in Matteus 21, en toe die owerpriesters en die skrifgeleerdes hierdie wonderwerke sien wat Jesus gedoen het, en die kinders wat in die tempel uitroep en sê, Hosanna vir die seun van Dawid, was hulle verontwaardig. En hulle sê vir hom, hoorie wat hulle sê? En Jesus antwoord hulle, ja, het julle nooit gelees, uit die mond van kinders en suigelinge het u vir u 'n lof berei nie. In die tempel is daar verskillende musiek. Eers die geklingel van muntstukke en toe die hosannas van kinders wat in die tempel lof bring. Eers die stemme van wat handel dryf, iets vir iets, en toe die vrygewigheid van ontvang sonder prys. Genesing. Stemme van verontwaardiging en stemme vol lofsang. Hoe verander die musiek nie? Geliefdes, Goeie Vrydag nooi jou en my uit om dalk eers ons eie musiek te verander.
om ons eie musiek te verander, die musiek van ons lewens, van 'n gejaagdheid na meer geld, meer besittings, na meer stilte, na meer gebed, na meer van die teenwoordigheid van God in ons lewens. Goeie Vrydag nooi ons uit om die musiek van ons lewens te verander. Maar Goeie Vrydag nooi ons ook uit tot liefde, tot groter liefde, want die Dinsdag voor Golgotha kom daar 'n skrifgeleerde by Jesus en hy vra vir Jesus in Markus 12 vers 28, wat is die eerste gebod van almal? Wat is die grootste gebod? En Jesus antwoord in vers 29, hy sê, die eerste gebod, of die eerste van al die gebooie is, hoor Israel, die Here ons God is 'n enige Here, en jy moet die Here jou God lief hê uit jou hele hart, en uit jou hele siel, en uit jou hele verstand, en uit jou hele krag. Dit is die eerste gebod. Maar Jesus stop nie daar nie. In vers 31 gaan Jesus verder en hy sê, en die tweede, hieraan gelyk, is dit, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Daar is geen ander gebod groter as die nie. Dink vir 'n oomblik weer aan daai vraag, wat is die eerste gebod? Wat is die grootste? Wat is die grootste van alles, van al die woorde, van al die wette? Wat is die grootste? Jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, en met jou hele siel, en uit jou hele verstand, en uit jou hele krag. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Daar is geen ander gebod groter as dit nie. Jesus verander die musiek. Tussen al die stemme en al die verwagtings, hoor Jesus se woorde. Liefde. Liefde. Liefde is groter. Liefde is groter. Liefde is nie 'n idee nie, dis nie net 'n sentiment nie, dis nie iets abstrakt nie. Nee, liefde is die senter, liefde is die hart. Kan ek jou vra, wat voel jy in jou binneste? As jy oor hierdie woorde van Jesus dink, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel en jou hele verstand en jou krag, en jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Dink vir 'n oomblik aan hierdie woorde, veral in die lig van vandag, Goeie Vrydag, en in die lig van die kruis, en dit wat daar gebeur het. Dink aan Jesus se optrede op daai kruis. Hoe klink hierdie woorde vir jou? Mooi? Bekend? Eenvoudig? Of dalk moeilik? Uitdagend?
Dis die skrifgeleerde se woorde op Jesus se antwoord wat eintlik ons aandag trek in vers 32. Hoor wat sê hierdie skrifgeleerde vir Jesus? Goed. Dis goed. Dis goed, meester. Jou antwoord is goed. Jou antwoord is reg. Dit is die grootste gebod. U het met waarheid gesê dat God een is en daar is geen ander as hy nie. Die skrifgeleerde sê, meester, hoor vanmôre, hierdie man erken iets in Jesus. Meester, u het met waarheid gesê, hy erken nie net nie, hy herken ook waarheid. Hy herken waarheid. Hy herken waarheid in dit wat Jesus gesê het. Dis dieper as blote woorde, as voorgee, of as bloot godsdiens. Dis dieper. Maar Jesus antwoord ook hierdie man, hierdie skrifgeleerde in vers 34. Toe Jesus sien dat hy verstandig antwoord, sê Jesus vir hom, jy is nie ver van die koninkryk van God af nie. Hoor vanmôre hierdie woorde, nie ver nie. Wat sê hierdie woorde vir jou? Nie ver nie. Waarvan spreek dit? Dalk vanmôre vertroosting, hoop, of dalk 'n verlange. Nie ver nie. Geliefdes, Goeie Vrydag nooi ons uit om naby te kom. Dit nooi ons uit om naby te kom. Want elkeen van ons wat vanmôre hier sit, dra iets in ons binneste rond. Dis dalk 'n las. Iets wat vir jou swaar is. Dis dalk 'n vraag. Dis dalk 'n moeilike vraag. Ek het die afgelope week vir my vrou baie jammer gekry. Elke dag dan vra ek vir al die vrae wat in my kop is oor my ouers en die pad vorentoe. Wat? Hoe? Dink jy ons met dit? Dink jy hoe? Dink jy? Wat? Kan ons so? Arme Ingrid ook. Ek vra haar toe ook al vra. Elkeen van ons wat vanmôre hier sit, dra iets in ons binneste. Wat dra jy vanmôre? Vraag, 'n las, 'n bekommernis, 'n onsekerheid, 'n twyfel. Goeie Vrydag nooi ons uit om naby te kom. Jy is nie ver van die koninkryk af nie. En in die middel van dit alles praat Jesus oor liefde. 'n Liefde vir God. 'n Liefde vir ander. 'n Liefde wat die hart bymekaar maak. Goeie Vrydag, vandag vra van ons ook om te antwoord. Wat trek ons harte? Wat trek ons harte? Waar lê ons liefde? Wat is ons prioriteite?
Goeie Vrydag vra van ons om te kyk en te antwoord. Hoor weer, wat sê Jesus? Jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, en uit jou hele siel, en uit jou hele verstand, en uit al jou krag. En jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Jesus kom skei nie die liefde vir God en die liefde vir ander van mekaar nie. Dis nie asof dit twee aparte goed is nie. Nee, dis een. Dis een manier van lewe, 'n heelhartige respons. Het jy agtergekom, soms is dit maklik om lief te hê, maar soms is dit moeilik. Soms is dit swaar, soms vra dit 'n prys. Ons gaan nie vanmôre daarby kan stil staan nie, maar dink vir 'n oomblik aan Jesus in die tuin van Getsemane en sy vraag aan die Vader, kan hierdie beker nie by my verbygaan nie. Soms is liefde maklik. Soms is dit swaar. Goeie Vrydag nooi ons uit om die vraag van liefde te antwoord. Net soos op die vooraand van Goeie Vrydag, toe Jesus in die huis van die melaatse Simon aan tafel was, sê Markus 14 vers 3. En terwyl hy aan tafel was, kom daar 'n vrou met 'n albaste fles met egte baie kosbare nardesalf en sy breek die albaste fles en gooi dit op Jesus se hoof uit. Beleef vir 'n oomblik daai geleentheid. Sien jouself in daai vertrek. Hoor hoe daai fles breek. En ruik die baie kosbare geur van nardesalf. Ek weet nie hoe dit ruik nie. Dit moes wonderlik lekker geruik het. Ruik het, dit vul die vertrek. Maar in dieselfde asem is daar hulle wat na hulle asem snak. Want hulle besef dat hierdie geur kom teen 'n prys. Hulle besef die koste van die oomblik en Markus skryf daaroor in vers 4 en daar was sommige wat by hulle self verontwaardig was. Ons al hierdie woord vroeër gehoor. Wat verontwaardig was en gesê het, waarvoor hierdie verkwisting van hierdie salf? Hoor die reaksie, waarvoor hierdie verkwisting? Is dit nodig? Markus sê, dit kon vir 300 pennings verkoop word en die geld kon aan die armes gegee word. Markus sê hulle teenoor hierdie vrou uitgevaar. Die Griek sê hulle het teenoor haar gemurmureer met woede en blaam. Hulle het teenoor haar gemurmureer. So. Eers was daar 'n soet geur en nou die reuk van aanstoot. Nou is daar 'n nasmaak en die vertrek word gevul met veroordeling. En hier in die middel sit Jesus.
Dit kon verkoop word en die geld kon aan die armes gegee word. Maar hoor wat is Jesus se woorde in vers 6 van Markus 14. Jesus sê, laat haar staan. Waarom val julle haar lastig? Sy het 'n goeie werk aan my gedoen. En die English Standard Version sê dit vir my so mooi. She has done a beautiful thing to me. Is dit nie mooi nie? Dink vir 'n oomblik aan Jesus se woorde. A beautiful thing. Was nie iets prakties nie. Het was dalk nie eers iets effektief nie, maar dit was eenvoudiglik mooi. En Jesus ontvang dit met aanvaarding. Jesus ontvang hierdie oomblik van omgee met oop arms. Hy keer dit nie af nie. Hy laat vir 'n oomblik toe dat iemand hom liefhet. Op 'n tasbare wyse. En ons weet, Jesus het ook gesê, maar hierdie is 'n voorbereiding van dit wat vir my voorlê. Kan ek jou vanmôre vra, want Goeie Vrydag nooi ons uit. Kan ek jou vanmôre vir 'n oomblik vra, hoe het liefde al na jou toe gekom? Dalk in woorde, aanraking, 'n boodskap, 'n gebed, 'n oomblik van erkenning, 'n oomblik waar jy gedra was deur die omgee en die liefde van iemand anders. Hoe het daai liefde vir jou gevoel? Goed? Lekker? Aangenaam? Hoe nooi Goeie Vrydag ons vandag om iets beautiful vir iemand anders te doen? A beautiful thing. Hoe nooi vandag jou en my uit om iets goeds aan ander te doen? A beautiful thing. Want Goeie Vrydag is nie net 'n tyd van ontvang nie. Dit is 'n tyd van gee. En tog sê Markus, dit was nie lank na hierdie aand, op die laaste aand voor Goeie Vrydag, terwyl hulle weer aan tafel was en eet, sê Markus 14 vers 18, sê Jesus, voorwaar, ek sê vir julle, een van julle sal my verraai. Dis die reaksie van die disippels wat eintlik ons aandag vra. In vers 19. Is dit miskien ek? Is dit miskien ek? Hoekom wonder elkeen van hulle of dit dalk hulle is? Is dit miskien ek? Daar was seker meer as 12 by daardie ete, want Jesus sê, dis een van julle 12. Maar kyk wat gebeur in vers 22 aan.
Jesus gaan voort met die ete. Jesus neem die brood, nadat hy gedank het. In die Engels is vir my so mooi, after he offered it. Is meer as net om dankie te sê, dis 'n offer. Hallo? Nadat hy gedank het, nadat hy dit geoffer het, breek hy dit. En hy sê, neem eet. Dit is my liggaam. Ook so die beker, het hy ook geoffer, en hy gee dit aan hulle, en hy sê vir hulle, dit is my bloed. Die bloed van die Nuwe Testament, wat vir baie uitgestort word. Kan jy vir 'n oomblik daar die tafel sien, en hulle wat om daai tafel sit? Hulle het nou net gevra, is dit ek? Jesus staan nie op en loop weg nie. Hy bly aan die tafel sit. Hy breek die brood en sê, en gee. Hy neem die beker en deel dit. Sien vir 'n oomblik, hulle wat om die tafel sit, hulle is nie perfekte mense nie. Hulle sal struikel. Hulle sal faal. Hulle sal vrees. Een sal verraai. Een sal verloon. Almal sal vlug. En tog deel Jesus hierdie tafel met hulle. Hy breek die brood, hy deel die beker, hy gee homself en hy bly in hulle teenwoordigheid. Goeie Vrydag nooi ons ook uit na hierdie tafel. Hy nooi ons uit om ons plek in te neem by hierdie tafel. Kan ek jou vra vanmôre, hoe laat hierdie uitnodiging jou voel? Veral in die lig van Jesus se woorde. Een van julle. En veral in die lig van die waarheid omtrent onsself. Want wie ken ons beter as onsself? En miskien kan jy vanmôre wonder, hoort ek hier? Hoort ek aan hierdie tafel? Want ons ken ons eie foute, ons ken ons tekortkominge, ons ken ons twyfel, ons kompromie, ons gebrekkige liefde, ons ongeloof. Noem dit vanmôre op. Maar geliefde, Jesus bly steeds aan die tafel sit en hy bly steeds die brood breek en hy hou steeds die beker uit. Jesus offer homself steeds as die brood en as die bloed uitgestort. Wat in jou maak dit vanmôre vir jou moeilik om Jesus se uitnodiging te aanvaar? Wat maak dat jy dalk huiwerig is om nader te kom? Is daar iets in jou binneste wat jy verberg of wegsteek? Dit is Goeie Vrydag. En vandag is meer as net die tafel. Dis meer as net die brood en die beker wat ons uitnooi, geliefdes, dis die volmaakte offer van Jesus aan die kruis, die prys wat betaal is, wat jou en my uitnooi. En hy nooi ons uit. Ontvang die brood. Dis my liggaam. Neem die beker. Dis my bloed.
Sal jy nie vanmôre toelaat dat Jesus jou innooi en jou welkom heet nie? Dis Goeie Vrydag. Goeie Vrydag nooi ons uit. Vanmôre nooi ons uit om die musiek in ons lewens te verander. En ek gaan jou nou uitnooi om uit te stap na hierdie tafel toe, om 'n broodjie te neem en 'n kelkie te vat, en weer in jou sitplek te gaan sit. En terwyl ons daar in stilte sit vir 'n oomblik en daar vertoef, wil ek jou vra om bewus te raak van dit wat in jou binneste opkom. Is dalk 'n woord, is dalk 'n gevoel, is dalk 'n herinnering. Sal jy net vir 'n oomblik daarop reageer? Want Goeie Vrydag nooi ons uit. Here, vanmôre is ons dankbaar dat hierdie tafel nie die instelling is van 'n mens, van 'n kerk, 'n organisasie nie. U het saam met die disippels die vooraand van Goeie Vrydag, van Golgotha, aan die kruis, aan daai tafel gesit en vir u disippels gesê, neem, eet. So ook die beker. En vanmôre nooi u ons uit na hierdie tafel toe. Ek wil jou vra om vrymoedigheid te neem om vanmôre vorentoe te kom en vir jou 'n kelkie te neem en 'n broodjie. En net weer terug te gaan na jou sitplek toe. Vir 'n oomblik daar in stilte te sit. Kom ons neem vrymoedigheid. Terwyl jy daar sit, raak net bewus van dit wat in jou binneste opkom. Moenie haastig wees om dit te gebruik nie. Hoor eers vanmôre. Hoor eers vanmôre in jou binneste dit wat die Gees wakker maak. Raak bewus van dit wat in jou binneste opkom. When the music fades, all is stripped away.
dit wat in jou binneste opgekom het vanmôre, dalk daai woord, 'n gevoel, herinnering. Dalk vra dit vanmôre van jou om te bely. Miskien is dit iets wat jy moet laat gaan vanmôre. Dalk is dit iets wat jy moet ontvang. Goeie Vrydag nooi ons uit. Dit nooi ons uit om te bely, te laat gaan, of om te ontvang. Dis Goeie Vrydag. Laat toe dat die musiek in jou verander. Laat toe dat dit 'n danklied, 'n loflied, 'n oorwinningslied in jou hart word. Laat toe dat dit jou binneste vul. Here, dankie vanmôre vir hierdie tafel. Here, hierdie tafel sê so baie. Dalk nie vanmôre die fisiese tafel nie, maar die tafel waartoe ons uitgenooi word. Die tafel van vergifnis, vryspraak, vrede, verhouding, verbintenis. Here, vanmôre wil ons daarop reageer, op hierdie Goeie Vrydag. Vanmôre wil ons vir U vra om die musiek in ons harte en ons lewens te kom verander. Here, U bly nie meer in tempels van klip nie. U woon in ons. Ons is U tempel. Here, U nooi ons uit tot 'n dieper liefde. 'n Liefde vir U, 'n liefde vir ander. Here, daai liefde wat ons dryf om die goeie te doen. Nie ons blind te staar teen die prys en die koste nie, but that beautiful thing. Om U daardeur te bedien. En om U te bedien is om ander te bedien. Want as ons dit aan die minste gedoen het, het ons dit aan U gedoen. Here, U het niks teruggehou nie. Help ons om ook niks terug te hou nie. Dat ons nooit iets wat ons doen vir U sal sien as 'n verkwisting of die koste probeer bepaal, maar dat liefde ons sal dryf. Here, ons wil ons harte vanmôre aan U verbind.
Here, ons sal in die toekoms twyfel en faal, foute maak. Maar dankie dat u liefde groter is as dit. En die prys wat u betaal het, volmaak is. Ons is vanmôre dankbaar vir Goeie Vrydag. Ons is dankbaar vir dit wat u kom doen het vir ons. Dankie dat ons vanmôre kan toelaat dat Goeie Vrydag die musiek in ons lewens kom verander. Here, ons eer u vanmôre. Heilige Gees, sal u die naprediker wees? Help ons om te laat gaan, te ontvang, te bely. Here, sodat ons in u volheid kan leef. Ons eer u vanmôre daarvoor. In Jesus naam.